Ja, ek het gedink ek wil 'n reeks maak oor dapper Jode. En ek is regtig ernstig daaroor. Baie van my inligting waarmee ek werk kom van Joodse analiste en Joodse joernaliste en selfs Joodse TikTok kanale of inligtingstukke, YouTube kanale. Ek kan hulle by die name noem waar ek van my inligting gaan haal. Nou die Jode maak minder as 3% van die wêreldbevolking uit. En tog, hulle is oral in topposisies en as jy gaan kyk na hierdie teknokrate, die ouens wat Google in die data centers parenteer, daai groepe hanteer, kyk wie dit is, dan sit almal Jode. As jy kyk na die Joodse lobby en hulle geweldige mag, nie net oor die VSA nie, die Britte het ook 'n Joodse lobby, wat ook hulle politiek beheer. Dan is dis nie normaal dat 'n groep van 3% van die wêreldbevolking hierdie geweldige magsposisies of geldmagposisies het nie. So, dit is reg as ons moet dit uitroep. Ou Andries de Tooy maak nou net sy broek nat elke keer as hy dit uitroep. Maar daar is Jode wat die waarheid praat. Hulle is min, maar hulle praat wel. Hulle word baie keer gekanseleer, hulle word geshadowban, maar dit is dan nou my plig en ander se plig om julle daarop te wys. Daar is Jode wat die waarheid praat. Nou, een van hierdie is 'n jong man, sy naam is Andrei, en hy is daar in die Joodse staat, in die Zionist state. En hy is so tipe van 'n jongmansjoernalis, en hy rekordeer, hy maak video's waar hy wys hoe die Joodse settlers die Palestynë se grond steel. Hoe hulle aanval, hoe hulle honde doodslaan, die konfrontasie wat daar aanhoudend is, omdat hierdie Joodse settlers instroom in plekke soos Wesbank, daai dele wat op hierdie stadium Palestynse grondgebied is, met die genade van die Joodse staat, en daai grond wil vat. En Andrei was nou al, hulle het hom nou al gejaag, en lyk vir my dat hom op 'n stadium amper sy arm gebreek, maar dis nou 'n dapper Joodse seun. Maar as jy nou hierdie footage kyk, dan lyk dit baie soos ons EFF en ons ANC, ouens wat sê, luister, vat die blankes se grond. Nou wil ek die volgende aanname maak, is dat hierdie idee van vat die blankes se grond, want is eintlik ons grond, is iets wat daar van die Joodse staat afkom. Dit kom daar van hulle af. Dis 'n ideologie wat hulle hier ingeplant het by die ANC, toe die ANC en die Jode nog dik pelle was. Maar kyk 'n bietjie na hierdie stukkie video van Andrei. Regtig 'n oulike mooi kind, wat die moed het om te praat. Hy het meer moed as wat ou Andries het. Andries het geen ruggraat nie, hy's 'n amoeba. Kyk 'n bietjie hier. You know when ethnic cleansing becomes genocide? Because something happened in the West Bank today, and we might be witnessing this process right now, today, in the West Bank. This afternoon, Israeli settler terrorists launched an attack on the village of Tel in the West Bank. During the attack, Sheikh Farouk Ramadan, one of the residents of the village, managed to overpower one of the attackers. He grabbed his weapon and shot and killed two of the settler terrorists. In response, the Israeli army, who were standing by and watching the settlers attack the Palestinians, massacred 4 of the residents of the village, including Farouk himself. The Israeli government and media quickly jumped on this, framing the victims of the attack as terrorists. And the settlers and the army immediately launched a wave of pogroms across the West Bank. Another Palestinian man was killed near Kalkilia. Settlers set fires to cars and houses in Sarra, and the IDF raided a hospital in Nablus, kidnapping several Palestinians from there. But this is just the beginning. Israeli politicians, including the so-called left opposition, are setting up conditions for a massive wave of settler attacks and army raids across the West Bank, perhaps on a scale that we have never seen before. They fully intend on turning the West Bank into Gaza, and only international pressure can stop them. So now, more than ever, all eyes on the West Bank.